Ek wil begin deur net 'n groet goeiemôre aan almal en baie welkom hierso by ons gemeente. Ons is bewus daarvan dat dit vir julle 'n moeilike en 'n seer dag is vir al die naaste familie, maar ons is bly dat ons hier by mekaar kan wees in die kerk. Saam met die verwelkoming lees ek net die kort begrafnisbrief wat die familie opgestel het. Ons is vandag hier in liefdevolle herinnering aan Zacharias Hendrik Swanevelder, miskien beter bekend as Swannie of Boet. Gebore op die 12de Januarie 1947, oorlede op die 19de Februarie 2026. Vandag loop ons geliefde in die strate van God se stad met blye verbasing oor alles wat nuut is. Want nou kan hy sien wat hy altyd geglo het. Nou kan hy vry en vol vreugde beweeg. Die heerlikheid, mooier as 'n menslike droom. Vry van siekte, swakheid, pyn en die liggaam se lyding op aarde. Swannie word hartseer gegroet deur sy vrou, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, susters, broer en almal wat hom geken en liefgehad het. Dan gaan ons 'n hele paar van die persoonlike dinge, dele van die diens, reg hier aan die begin doen. Die eerste daarvan gaan wees dat Jaco Swanevelder sal vorentoe kom. Hy sal 'n lewensskets en bedankings doen. Tweede sal die kleindogter Romy Swanevelder vir ons 'n lied sing. En dan daarna is dit 'n reeks foto's waarna ons gaan kyk. Nou die foto's bring altyd gemengde gevoelens, hartseer, want dit bevestig vir mense dat hy oorlede is. Aan die ander kant herinner dit mense ook weer aan die goeie tye. So ek gaan geen afkondigings tussenin maak nie. Dis nou eers Jaco met die lewenssketse bedankings, Romy met die sangstuk en dan die foto's met herinneringe aan Swannie en dan sal ek daarna weer voortgaan. Dankie. Goeiemôre almal, dankie dat julle hier is. Ek is Jaco Swanevelder vir die mense wat my nie ken nie of kan onthou nie. Ek gaan net 'n paar gedagtes met julle deel wat ons onthou van Pa Swannie. Ons is baie hartseer, almal van ons harte is stikkend, maar ons wil Pa se lewe vier. So ek gaan nie te lank van julle tyd vat nie. Ek gaan 'n paar uit die hart uit boodskappe lees wat ek ontvang het van 'n paar mense af. So, Tannie Ters het hierdie vir my gegee. My liefste man Swannie, baie dankie vir die 20 wonderlike jare wat ons getroud was. Jy was altyd vir my 'n wonderlike lewensmaat. Saam met ons baie myle geloop, wat ek altyd met my sal saamdra. Dankie vir die liefde wat jy my kinders mee behandel het. Ek sal ons lewe saam en al ons herinneringe vir altyd koester. Dan hierdie het ek gekry van oom Chris en Tannie Rita. My Boeta was 'n baie sosiale, joviale gasheer. As jy uitgenooi was na enige van sy gesellighede, moes jy tuis voel en dit geniet. Daar was altyd heerlike eetgoed en drankies. As ons gaan kuier het hy aangedring dat Chris sy keyboard saambring. Sy gunsteling musiek was Jim Miller se keerspelle. Hy was so lief vir musiek en uiters teleurgesteld as Chris nie die musiekinstrumente saamgebring het nie. Jy moes lekker kuier by my Boeta. Oom Chris sê, rus en vrede my ou swaar. En dan Rita, rus en vrede my boetie. Mariaan, skoondogter, dogter en die kleinkinders, aan 'n skoonpa en oupa 1000, 'n dierbare liefdevolle mens. Die omgee, liefde en besorgdheid oor my en die kinders gaan ons baie mis. Dankie dat jy altyd daar was, al was dit net met 'n oproep. 'n Pa en 'n oupa bly altyd in ons harte. Pa en oupa, jy bly vir altyd in ons harte, net met mooi herinneringe. Ons gaan jou mis. Rika en die kleinkinders, of die agterkleinkinders,
het hierdie vir ons geskryf. Ek en pa se storie het begin toe ek en Barbara op skool vriendinne geword het. Jare voor ek nog geweet het van Jaco se bestaan. As ek deur pa aan iemand voorgestel was ek nie as Jaco se vrou of pa se skoondogter nie. Pa het altyd gesê, hierdie is my dogter. Wanneer Jaco gaan kla het oor een of ander ding, het pa altyd my kant gekies en my gebel en gesê, moenie worry nie, ek het die blerrie uitgesorteer. Nog steeds met ons weeklikse oproepe het pa gevra of Jaco homself gedra en of hy my moet uitsorteer. Dan het pa net gesê, of dan het Rika gesê, moenie worry nie, sy sorteer my sommer self uit. En my pa gesê, sy moet net nie te kwaai wees nie. As oupa wou gesels met die kinders, het hy altyd gesê, kom ons gesels oor die Chinese botter kwessie. Net Zander het dit gegoogel om te weet waarvan hy praat. Hy het altyd stories opgemaak. Marissa was so 3 jaar oud en het in die oggende wanneer sy moes aantrek met haar kaalbouda na oupa se kamer gehardloop en op sy bed gaan spring terwyl hy koffie drink. Dan het hy haar vertel, hy het 3 boude. En so het oupa 3 boude ontstaan, wat baie in haar kinderkuns ook uitgebeeld was. En dan elke jaar wanneer Clarinda Naboomspruit se top 20 atletiek bygewoon het oupa gereël om haar daar te ontmoet, om vir haar altyd 'n sak biltong en droë wors te vat. Haar gunsteling herinnering van die kuier saam met oupa was die saam sing, of soos sy dit noem, family karaoke. Op 18 Desember laas jaar, hierdie is Rika se laaste regte interaksie met pa. Op die 18de Desember laas jaar het ek saam met pa agter in die ambulans gery en pa se hand vasgehou. Pa was deurmekaar en het niemand herken nie. Pa het my uitgevra oor myself en toe ons by die hospitaalhek inry, vra pa, en wat is jou naam? En pa het na my gekyk en gesê, ek ken ook 'n Rika, sy was in Kempton Hoër en jy trek baie na haar. Met heimwee sal ons die herinneringe van pa koester. Lief pa, rus sag. Mikkie, Mia, my sussie het hierdie vir my gestuur. Die woorde is maar min, soos tyd. Dit voel nooit of mens genoeg het of genoeg kan sê nie. Maar ek hoor pa se stem in soveel liedjies, want dit is hoe ek pa onthou, vol lag, vol liefde en vol sang. En pa se gees van liefde en sang leef voort in ons. Rus sag tot ons mekaar weer sien. Al my liefde, Mix. Barbara, Bobby, sy het hierdie geskryf, liewe familie, ons dra vandag saam die herinneringe van 'n man wie se hart altyd oop was en wie se lag maklik gekom het. Pa was 'n opgeruimde mens, iemand wat opreg daarvan gehou het om mense om hom te hê, iemand wat altyd die huis vol lewe en geselskap wou hê. Een ding wat ek nooit sal vergeet nie, is hoe hy my altyd gevolg het wanneer ek alleen na Boomspruit toe gery het. Hy het elke keer seker gemaak ek is veilig en het my vordering gevolg tot ek by hom uitgekom het. Dit was sy manier om liefde te wys, eenvoudig, opreg en vol omgee. En dan was daar die dag toe ek vir hom sê, ons is veilig en ons het pas deur die laaste tolhek gegaan. Hy vra toe heel verbaas, wie is ons? Ek antwoord, ek en Teens. My pa baie geskok, wou toe weet wie Teens is. Ek het lekker gelag en hom te gerusgestel dat dit Teens Jordaan was wat ek al die pad op die radio geluister het. Daardie oomblik sal ek altyd onthou. Sy skok, my lag en die warmte van 'n pa wat net wou weet sy kind is veilig. Dit is hierdie klein kosbare oomblikke wat wys wie hy werklik was. 'n Man met 'n groot hart, 'n sin vir humor en 'n liefde wat 'n mens altyd kon voel. Mag ons sy lag, sy liefde vir mense en sy besondere manier van omgee altyd in ons harte dra. En dan hierdie is my huldeblyk aan my pa. Wanneer ek dink aan pa, is daar een ding wat uitstaan bo alles, liefde. Hy het geleef in liefde, vir liefde en as gevolg van liefde. Sy liefde vir sy vrou, sy kleinkinders, sy familie, sy diere en musiek.
Hy het geleef in geloof, hoop en liefde. Liefde sonder skroom of verskoning. Sy liefde maak op vir al sy tekortkominge. As daar een mens was wat as 'n mens geken is dit my pa. Soveel as wat hy mense gehelp het waar hy kon, was daar altyd iemand wat hom gehelp het wanneer hy dit die nodigste gehad het. Hy was 'n liefdevolle vader en oupa wat groot plesier geput het uit die ondeende en stoutstreke van sy kinders en kleinkinders, veral John en Richard se streke. Pa het seker 2 keer 'n week gebel, of as ons hom gebel het om te hoor hoe dit gaan, gevra wanneer kom ons kuier. En wanneer ons gaan kuier het, was ons skaars by die huis, dan het hy my gebel of my sissies gebel en gevra wanneer kom ons weer kuier. Pa, dankie vir al die goeie herinneringe, die liefde, ons gaan pa mis. En dan wil ek net vinnig 'n paar bedankings doen. As ek iemand vergeet, vergewe my. Eerstens, Tannie Ters. Dankie vir Tannie Ters se geduld en liefde vir my pa. Tannie Ters het haarself en haar eie gesondheid tweede geplaas om seker te maak pa is altyd gemaklik en versorg. Ek weet hy was baie lief vir Tannie. Aan Tannie Patty, oom Alec, Tonja, Nadia, julle het altyd above and beyond gegaan met julle liefde en ondersteuning vir pa en vir Tannie Ters. Ons waardeer dit opreg en ons sal dit altyd onthou. Aan Martins begrafnisondernemers, Alda, Jacques en Jolandi, baie dankie vir julle deernis en bystand. Hulle het ons gehelp om vinnige probleem op die doodsertifikaat uitgesorteer te kry. Goed wat hulle vooraf gesê het, mense op hulle eie moet uitsorteer. Ons waardeer dit baie dankie. Dominee Braam, dankie vir jou hospitaalbesoeke en ondersteuning. Ons wil ook net dankie sê vir almal hier by die NG Kerk Kempton Oos vir al die reëlings om vandag moontlik te maak. En laaste maar nie die minste nie, wil ek dankie sê aan almal wat vandag tyd gemaak het om hierdie diens by te woon en om pa te kom groet. Ons weet heelwat van julle kom van ver. Ons waardeer dit opreg. Baie dankie. I heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. You say I took the name in vain. I don't know the name, but if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Kom ons vat hande en ons stap saam deur hierdie moeilike tyd. Woorde kan nie hierdie verlies beskryf nie. Ons sal hom vir altyd onthou agter die slaghuis toonbank met daai amper geluidloose fluitjie. Hy sal een deentjie die oggend begin en die hele dag met daai fluitjie. En is nie regtig 'n fluitjie nie. So sal ons hom altyd onthou. Altyd besig en altyd vriendelik. Maar ons lewe hier is maar net 'n oomblik in die wind. Maar die doderyk is ons welgesind. Dit dood wel, maar gee weer terug 'n ewig lewende hemelskind. Kom ons vat hande en ons stap saam deur hierdie tyd. Die genade van ons Skepper en die liefde van Christus is met ons almal. Bly net so sit, dan bid ons saam. Here ons God, as ons môre bid, dan is dit nie uit gewoonte nie en dis nie om amptelik hierdie diens te begin nie. As ons bid, is dit 'n diep versigtiging van ons hart om vir U dankie te sê vir die mooi dinge. Dankie te sê vir Swannie se lewe. Dankie vir U genade in sy lewe. Dankie vir dit wat elkeen wat vandag hier is of later aanlyn na hierdie diens gaan kyk, vir die dele van ons lewens wat ons met Swannie of Boet kon deel. Dankie vir sy liefde, sy goedheid, sy opregte omgee, maar dankie dat die omgekeerde ook waar is en dat die wat hier is vandag baie keer die geleentheid gehad het om aan Swannie goed te doen, liefde te bewys, vir hom ook te gee. Ons dank U daarvoor. In die aard van die saak is daar ook intense hartseer vir elkeen wat op 'n verskillende vlak naby aan hom was, vir hom lief gehad het en hierdie verlies intens beleef. Daarom bid ons vir troos en daarom het ons hier na die kerk toe gekom, want ons wil in tye van sulke hartseer, wil ons tog hoor wat sê U vir ons, en dit veral uit U woord uit. Here, my gebed is dat ons vandag 'n perspektief sal kry op die liefde, op die lewe en op die dood en op die lewe na die dood vanuit U woord. Kom deur die Gees en maak dit stil in ons en leer, lei en troos ons asseblief. Amen. Ek begin eers met 'n kort inleiding en dan 'n paar hoofpunte en dan sal ek spesifiek uit die Bybel uit lees uit 1 Korintiërs 13. In 'n kort inleiding, en ek hou daarvan om by sulke dienste net baie regheid te praat. Jy weet, dit is baie interessant dat ek maak nogal 'n studie van roudienste, dat baie mense wil so al om die hartseer praat. En maak asof alles maar net oukei is. Alles is nie vandag oukei nie, want Swannie is dood. Maar in my inleiding wil ek op iets anders fokus en dit is om te sê dat Swannie verlos is. En ek sê verlos, maar dan bedoel ek nie dat ons daarmee die hartseer moet ignoreer nie. Ek sal net nou by die hartseer kom. Maar kom ons wees net eers eerlik en sê dat Swannie is verlos in 'n dubbele sin. Ons gebruik die woord verlossing in twee kontekste in Afrikaans. Die eerste is fisies, deur te sê dat hy verlos is van lyding. En daaroor kan ons eerlik wees, daar was lyding. Die laaste amper 2 maande was nie 'n maklike tyd nie. Nie vir Swannie nie vir julle nie, om hom so te moes sien in daai hospitaal en daai magteloosheid wat mense so beetpak. Dit was intens moeilik. En daarvan is hy verlos. Natuurlik, en ek sê dit ook nie om vals te troos nie, maar die realiteit is, daai lyding kon nog
uitgerek gewees het, vir nog weke, of nog 'n maand, of nog 2 maande. Daarom, fisies is hy verlos. Maar ons gebruik die woord ook in 'n geestelike sin, en dit is baie belangrik, om te sê dat Swanny geestelik verlos is, omdat hy 'n diep gelowige mens was. Nou, vir verskeie redes en mense se rondtrek en beweeg en fisiese omstandighede, moet ons baie versigtig wees om niemand te beoordeel op grond van hulle verhouding met die kerk nie, maar altyd op grond van hulle verhouding met die Here. Ek stel dit net as 'n feit, daar's mense wat nie noodwendig 'n goeie verhouding met die kerk het nie, maar wat 'n intense, diep verhouding met God het. Ongelukkig is die omgekeerde ook waar, dat daar mense is wat 'n baie sterk verhouding met die kerk het, maar nie noodwendig 'n sterk verhouding met die Here nie. En dit sien 'n mens in hulle lewens. So Swanny is geestelik verlos, omdat hy, en daar's net een rede, vasgehou het aan die feit dat Jesus Christus sy verlosser is. Nou baie mense maak die fout om te sê, iemand het geglo. Nou dis mooi. Maar ons moet daarom ook sê, wat het iemand geglo? Julle weet, daar's baie mense wat net glo dat daar 'n God is. Baie mense wat sal sê, hoe kan jy na 'n sonsopkoms kyk, of na 'n sonsondergang? Hoe kan jy na die pragt van die natuur kyk, en nie besef daar's 'n God nie? Nou dis waar, en dis pragtig, en is wonderlik om te besef, dat daar 'n God is. Maar om te glo dat daar 'n God is, red niemand nie. Al wat ons red, is om te glo dat daardie God het uit liefde en genade sy seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe gestuur, om ons sonde te dra, om ons in 'n nuwe verhouding met God te stel, om ons God se kinders te maak. Ek sluit my inleiding af. Swanny is verlos in 'n dubbele sin, fisies en geestelik. Dan die volgende 4 hoofpunte, baie kort. Ons gaan vir 'n oomblik stil staan by Swanny se lewe, dan by sy dood, dan word die vraag in die 3de plek, wat laat hy na? En in die 4de plek, die belangrikste vraag, waar presies lê die troos? Nou, as ons begin by sy lewe, dan is dit tog so, en ek dink van daai foto's bring hierdie herinneringe na vore, dat sy lewe vol van mooi dinge was. Nou, ek weet baie mense hak vas by die ouderdom, veral jong mense. Hulle dink byvoorbeeld 79 is oud. Hoe nader jy aan 50 of 60 kom, hoe meer sal jy besef 79 is nie oud nie. 97 is oud. So in ons tyd is om op 79 te sterf eintlik vir ons almal 'n skok. Maar ek sê ons praat oor Swanny se lewe. Mooi dinge, mooi mense, mooi geleenthede, mooi verhoudings en mooi vreugdes. En by die mooi vreugdes wil ek julle nooi om, die eerste deel doen julle van self. Julle dink aan die mooi dinge en die goeie dinge wat hy vir julle gedoen het en beteken het. Maar gun jouself om ook bietjie te dink oor die mooi wat jy aan hom gedoen het. Om aan hom liefde te bewys, om aan hom erkenning te gee, om hom te besoek, om hom te waardeer. Al daardie dinge is deel van die mooi dinge wat daar in sy lewe was. En nou kom ons by die tweede punt, maar 'n opmerking voordat ek die tweede punt hanteer. Ek het altyd 'n gesprek, en is vir my 'n baie belangrike gesprek met die familie, met die naaste familie, voordat ek 'n diens hou, tradisioneel bekend as 'n roudiens. In hierdie geval het die familie gevra, ek moenie praat van 'n roudiens nie, maar van 'n lewensviering. En dit is mooi, en ek gaan dit ook doen. Maar voordat ons by die lewensviering kom, en die positiewe, moet ons net eers realisties en eerlik wees oor die hartseer. Om 'n lewensviering diens te hou is pragtig en goed.
Maar ons mag nooit die hartseer wat met die dood gepaard gaan, ontken nie. En weet julle, mense kan seker baie dinge sê oor die hartseer en waaroor mense hartseer is. Ek gaan maar een element uitlig. Een van die elemente van verlies is die ontneemde geleenthede vorentoe. Deel van julle seer is dat julle sal dink ons sou so graag nog 'n verjaarsdag wou beleef, nog 'n kuier wou beleef, nog 'n Kersfees wou beleef, nog 'n keer gaan kuier en so meer. Die realiteit van die dood is dat dit ontneem ons van 'n klomp toekomstige geleenthede. Daarom in my tweede hoofpunt, sy dood. Dis intens hartseer. En ek weet ons doen dit instinktief, maar ons moenie probeer om die dood te versag, te verklein of te teologiseer oor die dood nie. Ons moet net erken, dit is hartseer. Kom ek probeer gou herhaal wat baie mense sê, in goeie pogings om die lyding of julle seer te versag. Mense gaan sê, onthou net, hy is nou beter af, en hy sal nie met ons op plekke ruil nie. Nou dit is 100% waar. Maar eintlik troos dit mense nie vreeslik nie. Want jy huil nie eintlik daaroor dat hy beter af is nie. Jy huil oor jou verlies. Ons huil oor onsself en ons seer. Dan wil mense baie keer die dood versag deur te sê, "Sjoe, dit kon nog erger gewees het." En mense is vreeslik kreatief om jy weet, erger scenario's uit te dink en sê dit kon nog so gedraai het en so gedraai het en so gedraai het. So eintlik moet jy half bly wees dat dit net verby is. En dan aan die ander kant die groot probleem. Groot woord, mense teologiseer oor die dood. Wat beteken dit? In Grieks die woord theos vir God, teologiseer. Mense sê interessante goed oor God, maar hulle besef nie eintlik wat hulle sê nie. Baie mense sal sê die Here pluk sy mooiste blomme eerste. Baie mense sal sê die Here het my pa kom haal. Baie mense sal sê die Here het my pa nodig gehad. Nou al daai goed ken ons, want dit is wat ons vir mekaar sê. Wat my bekommer is dat wanneer ons hierdie dinge oor God sê, sonder dat ons dit besef, teken ons God as die outeur van die kwaad. Ons teken hom eintlik as die groot skuldige, wat blomme kom pluk en mense kom wegvat, en eintlik nie worry oor ons, wat seer het nie. So ek dink mens moet baie versigtig wees, oor wat mens oor God sê, ten opsigte van die dood. En ek gaan 'n baie reguitstelling maak. Die dood is God se vyand. Altyd. En later gaan ek uitbrei om te sê dat Jesus Christus juis gekom het om die mag van die dood te breek. Maar kom ons wees eerlik, die dood is hartseer, is moeilik, is 'n verlies. En na my gesprek met die familie het ek besluit om die teks van 1 Korintiërs 13 te kies vir vandag. Net nou kom ons by die hoofdeel. Maar op hierdie punt wil ek net eers vers 12 lees uit 1 Korintiërs 13. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Dis 'n pragtige beeld wat Paulus gebruik van die onverstaanbaarheid van die lewe, die onverstaanbaarheid van die dood, die onverstaanbaarheid van lyding. En onthou nou maar so 'n bietjie agtergrond as hy sê, ons kyk in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. As hy sê 'n dowwe spieël, moet ons nie dink aan vandag se spieëls van glas nie. In Paulus se tyd was 'n spieël 'n stukkie metaal, 'n metaalplaatjie, wat relatief blink gevryf is. Die beeld wat jy daar gesien het was maar dof. En onthou 'n interessante ding van enige spieëlbeeld, links en regs is omgekeer. Dit maak mense deurmekaar. Ek dink Paulus het 'n treffende vers en 'n treffende beeld hier om vir ons te sê, die dood en lyding en siekte is moeilik om te verstaan. Dan ons derde punt.
Wat laat Swanny na? Nou weet ek, as ek hierdie woorde gebruik, wat laat Swanny na, dan is daar nou baie mense wat nou dink aan die testament, of aan die bietjie dit, of wie gaan pa se sakmes kry, of wie gaan daai van hom kry, en wie gaan daai van hom kry. Dis nie waarvan ek praat nie. Wat laat Swanny as mens na? Wel, na my gesprek met die familie, en ek het die voorreg gehad om Swanny deur die jare daarom te ken, nie baie gereeld kontak gehad nie, maar sporadies het ons kontak gehad. En na al die opmerkings wat gemaak is in daai gesprek, en na vandag se huldeblyke, is dit baie duidelik dat as ons soos 'n banier of soos 'n hooftema oor Swanny se lewe wou skryf, dan sal dit wees die liefde. Om liefde te gee en om liefde te ontvang. Dit was Swanny. En ek dink natuurlik is baie keer baie nuttig dat 'n predikant nie hier voor staan en vir julle allerhande goed probeer vertel oor 'n persoon wat julle self geken het nie. Wat sal ek nou vir julle vertel van Swanny wat julle nie weet nie? Julle is juis hier en julle kyk na hierdie uitsending op YouTube omdat julle hom geken het. En hom geken het as iemand vir wie liefde gee en liefde ontvang so belangrik was. En daarom as hoofopskrif oor sy lewe liefde. En nou gaan ek lees wat Paulus sê en hoe hy die liefde beskryf. Ek gaan net die kerngedeelte lees, maar voordat ek daai gedeelte lees, alhoewel dit vir meeste van ons baie bekend is, wil ek eers 'n paar opmerkings maak. Daar's baie mense wat dink Paulus sê net die liefde is belangrik. Dis nie waar nie. Gaan lees weer die hele 1 Korintiërs 13. Wat Paulus sê is dat sonder liefde beteken ander goed niks. Hy sê nie net die liefde is belangrik nie. Hy sê aan die einde ook geloof, hoop en liefde bly. Hiervan is die grootste die liefde. Maar hy het 'n vreeslike lang aanloop deur te sê, weet jy, en hy praat met 'n gemeente wat gawes van die Gees gehad het om in tale te kon praat, om te kon profeteer, om mense die hande op te lê en dan word hulle gesond. Maar daai mense met daai gawes van die Gees het dit liefdeloos begin uitleef. Dit het om hulle self gegaan, om hulle eie eer, om selfsug en eersug. En nou kom Paulus en hy sê, as dit wat jy doen nie gevul is met liefde nie, as die basis en die motief vir dit wat jy doen nie liefde is nie, is selfs die mooiste dinge nie mooi nie. Een van die beelde wat hy gebruik is, dan is dit soos 'n geraas in God se ore. Dit klink asof jy op 'n leë blik slaan met 'n stok. So nie die liefde alleen is belangrik nie, maar sonder die liefde mis die ander dinge hulle doel. Dan 'n tweede opmerking oor die liefde wat Paulus beskryf. En nou wil ek 'n baie belangrike punt maak, maar ek wil nou nie vir julle 'n les gee in Grieks nie. Maar is tog belangrik om te weet dat Paulus skryf in Grieks, en wanneer hy 1 Korintiërs 13 skryf oor die liefde, moet Paulus 'n keuse maak oor watter Griekse woord hy vir liefde gaan gebruik. Ons in Afrikaans, ons het maar net die een woord liefde, en ons gewone assosiasie daarmee is gevoel of emosie. Engels, ook net die een woord, love. In Grieks 3 woorde, en Paulus moet 'n spesifieke keuse maak, en dit is baie belangrik om dit te verstaan. Die eerste Griekse woord wat hy kon gebruik het, was phileo. Maar as hy in Grieks phileo gebruik het, sou ons moes vertaal, die liefde wat daar tussen vriende is. Die liefde wat daar tussen familielede is of behoort te wees. Dis die phileo liefde. Hy kies nie hierdie woord nie. Tweede woord wat meer van betrekking is op huwelike, hy sou die Griekse woord eros kon gebruik. Die woord eros, ons kan hoor in Afrikaans in 'n mooi sin eroties. Eros moet vertaal word as die liefde
daai spesiale liefde wat daar tussen 'n man en vrou is, wat ook fisiese aangetrokkenheid insluit. Maar Paulus kies, as hy oor die liefde skryf, die Griekse woord agape. En die Griekse woord agape moet eintlik nooit net vertaal word in Afrikaans met die woord liefde nie. Ons moet dit met 'n sin vertaal en sê, agape beteken die dienende of selfopofferende liefde. Die liefde wat gee. Jaco kon nie help om ook op te merk, ek kon nie help om ook op te merk dat jy nie net van jou pa se liefde praat nie, maar byvoorbeeld van Tersia. Ek gaan nou nie vir haar sê tannie soos julle nie. Tersia se liefde wat te middag van haar eie groot gesondheidsuitdagings vir Swannie tot so mate lief gehad het en vooropgestel het, en ook vir julle almal lief is. Agape liefde beteken die dienende of selfopofferende liefde. Kom ons luister nou na 1 Korintiërs 13 net vers 4 tot 7 met hierdie agtergrond. Dan kan ons dit beter verstaan, ons kan dit beter interpreteer. En hier hoor ons liefde is nie gevoel nie, maar 'n lewensingesteldheid en eintlik harde werk. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, en hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. As jy Swannie daarin kan herken, dan is dit goed. As jy hierdie voorbeeld van die liefde kan hoor en opnuut besluit om dit te probeer uitleef en naleef, nog beter. Maar dan ons vierde en laaste hoofpunt. Waar lê die troos eintlik? Ek gaan myself nou nie herhaal en weer al die goed noem wat ons as mense vir mekaar sê om te probeer troos nie. Maar ek wil regtig so ver gaan as om vir julle te sê, na baie jare se ervaring met baie families en die belewenis van dood en hartseer. Die ware troos lê nie in hierdie gewone goedjies wat ons sê nie. In die aangesig van die dood is daar uiteindelik net een troos, en dit is Jesus het die dood verander. Jesus het die dood verander van 'n doodloopstraat na 'n deurgang. Jesus het die mag van die dood gebreek. En sonder om 'n lang preek daaroor te hou, my gunsteling teks is Johannes 11 vers 27, Jesus wat vir sy disippels sê, net voordat hy self sterf, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe ook al sterwe hy. Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe ook al sterwe hy. En dan sterf Jesus self. En almal weet dit, is baie interessant. Baie mense weet van die kruis. Baie mense praat so baie van Goeie Vrydag, dis interessant. Goeie Vrydag was eintlik slegte Vrydag. Die Vrydag waarop Jesus gekruisig is. Al wat dit 'n Goeie Vrydag maak, is dat hy ter wille van ons gesterf het. Die belangrikste dag en die belangrikste gebeurtenis in die ganse skepping is dat Jesus op die Sondagoggend lewendig was.
en nie verdwyn het nie, maar verskyn het. Hy het die mag van die dood gebreek, hy is opgewek uit die dood. Paulus sê, deur 'n magsdaad van die Vader, is hy opgewek uit die dood. En daarom waarborg hy sy belofte, dat wie in hom glo, sal kan lewe, ook wanneer ons sterf. Nou ja, dan wil ek afsluit met die vraag, glo jy dit? Maar ek wil dit op 'n baie spesifieke manier doen. Laat ek eers sê, hoe wil ek dit nie doen nie? Ek gaan nou vir julle iets vertel, wat julle waarskynlik almal weet, en almal al beleef het. By ontsettend baie roudienste of dan lewensvierings, dienste aan die einde van iemand se lewe, sal die pastoor of predikant die mense wat voor hom sit behandel soos 'n klomp skape wat vir 'n uur lank vasgekeer is in die kerk. En dan sal daar 'n intense poging wees om mense tot bekering te preek. Maar kom ons kyk na die geldigheid daarvan en na die metode wat gewoonlik gebruik word. Heel eerste dink ek, dit is so, dat ons by 'n roudiens of 'n lewensviering nooit net kan besig wees met die dood van een persoon nie, in hierdie geval Swannie of Boet. Elke diens wat ons bywoon is 'n konfrontasie met ons eie dood. So ons moet ook vandag oor ons eie dood dink. Maar wat my probleem is met die gedwonge preke by 'n diens, is dat die meeste predikante en pastore dan gebruik maak van die metode van vrees. Byvoorbeeld vir mense sal sê, weet jy, Swannie was nou 79, ons gaan nie almal noodwendig 79 word nie. Party gaan dalk nie eens 39 word nie. Mense sê, jy weet, jy kan vandag hier uitry en jy kan in 'n motorongeluk wees. En nou laai die vrees op. Onthou, jy kan eintlik nie waag om uit hierdie kerk uit te gaan vandag, as jy nie jou saak met die Here reggemaak het, of in Jesus as verlosser glo nie. Nou, enkele opmerkings daaroor. Een is, vrees mag nooit die motief wees vir geloof in Jesus as verlosser nie. Jy glo nie in Jesus as verlosser omdat jy bang is nie, of bang gepraat word nie. Die enigste motief om in Jesus Christus te glo is dankbaarheid, om te hoor, Jesus het reeds vir my gesterf. God het my so lief, dat toe Jesus gesterf het, ek daarbey ingereken was. En daarop kan mense reageer deur te sê, Here, ek glo dit, en ek behoort aan U. Maar dit moet elke ou vir homself doen. En elkeen moet dit op sy eie tyd doen. So geen dwang, geen bangpratery nie, net 'n dood-eenvoudige feit. Jy is vandag hier, of jy kyk na hierdie diens later aanlyn, en jy het weer gehoor, Jesus Christus het gesterf en is opgewek uit die dood, hy het die mag van die dood gebreek, en hy beloof dat elkeen wat in my glo, sal lewe ook al sterwe hy. En jy moet besluit of jy dit glo. Dank die Here, Swannie, Boet, het dit geglo. Amen. Daar's 'n paar oomblikke geleentheid vir stil gebed. Here, baie dankie dat U elke hart ken, dat U ons elkeen se gedagtes ken,
dat U elkeen se seer ken, dat U elkeen se onbeantwoorde vrae ken. Ons dra nou elkeen wat vandag hier is, maar ook die wat later na die diens aanlyn kyk aan U op, en bid dat U vir hulle krag, genade, troos, vrede sal gee. Ons bid dit op grond van Jesus Christus, se soendood en oorwinning, oor ons asseblief. Amen. Volgende het die gemeente, die familie 'n lied gekies. Ons gaan staan. Partykeer met die video's kan 'n ou saam sing, maar die gospelsangers het ook partykeer 'n manier om die woorde so bietjie aan te pas. Maar julle het die woorde op die program, Genade onbeskryflik groot. Dis die Afrikaanse weergawe van Amazing Grace. Ons staan en dan kan ons of saam sing, of net die woorde op die program volg. Genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys, verlore seun, 'n wegloopkind, weer die Vaderhuis. Ek is die naam van 'n kind, nie wat wou self my sake reël, my liefde, my kanse, tyd en geld is nutteloos verspil. Oneindig ver. U sien my honger, u sien my dood, nog voordat ek kon skuld belê, druk u my aan die bors. Genade onbeskryflik groot, daar spies ek het weer thuis. U sien my verlore mens, weer die Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die seënende, versterkende en vertroostende teenwoordigheid van God die Heilige Gees bly by elkeen van u. Amen.